Welkom by Ekerk Boodskap, die podcast. Ons is 'n geloofsfamilie wat mense oor alle grense met die Bybel wil inspireer en toerus op 'n eie tydse manier. Jesus is die hartklop van Ekerk. Die Bybel is die middelpunt van alles wat ons is en doen. Mag vandag se boodskap jou verhouding met die Here verdiep. Geniet die boodskap. Dit is Ekerk, ons is besig met ons Pinksterreeks en ons praat met mekaar oor gebed en die krag wat gebed het. Ons het Sondag vir mekaar sê hoe ons moet skuif van 'n geestelike dreiger na 'n geestelike kryger, want die hartklop van 'n Christen se lewe is gebed. En ek is in die gevegsone, ek is in die hart van gebed, as ek reg bid, as ek weet God is die hoorder van gebed en die verhoorder van gebed, as ek weet gebed gaan eerste en laaste oor God, as ek weet God gee sy gees, dis die grootste versoek wat ek ooit van hom kan hê, vul my met die Heilige Gees. Vandag praat ons oor gebed. Gebed is om kragvol en dankvol te bid. Kom ons bid dan saam. Here, gee dat die woord vandag 'n kragtige en 'n sterk woord sal wees, wat my sal vul met die Heilige Gees se teenwoordigheid, word U self verheerlik deur die woord. Amen. Ek lees nou die dag waar Benny Mostert iets skrywe oor powerful prayers. Ek gaan die stukkie begin, hy het dit in Engels geplaas op sosiale media en ek wil dit in Afrikaans vertaal. Hy sê hy het in 'n boekwinkel geloop, toe sien hy 'n aantal boeke met die tema powerful prayers en so aan. Hy sê, I must admit, I don't understand what it means to pray powerfully or to have powerful prayers. En dan gaan hy voort, en ek het dit toe sommer net in Engels, in Afrikaans oorvertaal. Hy sê, stel jou voor, jy staan in die hoogste hemele, jy as bidder, en jy bid kragtige gebede, daar in die teenwoordigheid van die engele, wat God dag en nag in ewigheid loof. Stel jou voor, jy dink, jy kan kragtig bid. Benny sê, hy so ontnugter daarmee. Hy sê, jy staan in die teenwoordigheid van God, waar die engele uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Hy sê, stel jou voor, jy moet nou 'n kragtige gebed dink, 'n kragtige gebed bid. Hy sê, wat ek dink, is dat trane, nederigheid, diep gebrokenheid, smeking, sigte van desperaatheid, en slegs 'n paar woorde, min of meer 'n ware gebed beter sou beskryf. Hy sê, ons oorskat onsself, as ons dink ons kan kragtige gebede bid. Hy sê, sover ek kan onthou, is die kragtigste gebed wat ek ooit gebid het, Here, help my asseblief, soos wat U die beste weet. So kom ons sê dit vir mekaar. Ons moet onsself ophou om ons te bluf om te dink ons moet kragtige gebede bid, asof gebed per sy krag het. God het krag. En ek en jy is genadebedelaars. Ons staan bakkant voor die Here. En die beste gebed wat ons kan bid, is, Here, laat U wil geskied. Ek weet nie, maar U weet. En ek herinner my ook aan iemand anders. Sy naam is Jelly Roll. Dalk ken jy hom, Jason DeFord. Ek sal nou nie sê, dit is die soort persoon wat die gemiddelde Ekerker se musiek gereeld luister nie. Hy het, onlangs het hy 'n Grammy gewen, en hy is nogal 'n rowwe ou, maar by die aand van die Grammys het hy ten minste 'n groot klomp Christene se aandag getrek, want hy is uitgesproke Christen. Hy is bekend vir sy uitgesproke getuienis. Hy het 'n harde lewe van verslawing en van alles agter hom. En ek onthou toe ek om die eerste keer hierdie rapper en country sanger die eerste keer hoor, hy het so 'n paar jaar terug 'n trefferlied gehad, Need a Favor. Toe ek die eerste keer hoor, was ek sommer ontsteld, want ek het nie mooi geluister nie. Hy het gesê in sy lied, I only talk to God when I need a favor. Ja, nee, het Stefan gedink, dis mos wat meeste mense doen. Praat net met God as hulle 'n favor nodig het, en vertrou nou die rapper Jelly Roll om dieselfde te doen. Maar toe besef ek moet die res van die lied luister. Soos ek altyd vir mense sê, hoor die res van die Bybel, moenie net 'n versie aanhaal nie. En toe gaan luister ek die lied in detail, waar hy sing, I only talk to God when I need a favor. Het hy voortgegaan, en toe sing hy sê, ek ken Amazing Grace, en die King James Bybel het stof bedek langs my bedkassie. Hy sê, maar meer kere het ek my op Sondag dronk gedrink, as dat ek kerk toe is.
En dan echo daar die aardskinde woorde in sy lied. I only talk to God when I need a favor. But God, I need a favor. Dalk verstaan jy wat Jelly Roll betref. Hy is nie die ou wat hom uitgegee het vir kragtige gebede nie. Hy is nie die ou wat groot gebede gebid het nie. Maar weet jy wat? Hierdie is die kragtigste gebed wat jy ooit kan bid. Wanneer jy voor God staan. As daar een gebed is, wat God altyd antwoord, teen hemelse spoed, teen spoed wat vinniger as sy spoed is van lig, dan is wanneer jy voor God staan, bakkant en bedel. Wanneer jy voor God staan en vir God sê, o God, wees my sondaar genadig. Dis wie God is, hy het gekom om sondaars te red. Dit is God se wil. God se wil is nie al hierdie dinge wat die kerk daarvan gemaak het nie. God se wil is om sondaars te red. Hebreërs 2, jy kan elke moontlike teks noem, Johannes 6, Jesus sê ek het gekom om die wil te doen om vir mense die ewige lewe te gee. En hoe kry jy die ewige lewe? Jy staan bakkant voor God en sê, help my Here. Benny Mostert sê tereg, hy weet nie wat is kragtige gebede nie. Dis wanneer jy sê, Here, laat U wil geskied. Prys die Here, dis die ware gebed. Dis wanneer jy saam met Jelly Roll uitroep, Here, ek het U redding nodig. Dit is wanneer jy Psalm 50 vers 15 verstaan, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. So kragvolle gebede is om leeg van jouself te wees, is om nie hierdie verwagting te hê van jouself nie, maar is om op te kyk na die Here, en vir die Here te sê, Here, ek het hulp dringend nodig. Here, ek hang aan die kruis langs U en ek gaan sterwe. Dink aan my vandag. Here, ek slaan op my bors. Ek is nie soos die groot skrifgeleerde hier langs my wat alles doen wat hy doen nie. Ek kom bakkant. Wees my genadig. Dis die gebede wat die oor van God vang. Dis die gebede wat God hoor. Maar weer 'n keer, miskien het ons te veel klem geplaas deur die eeue op gebedverhoring. Miskien het ons vergeet watter gebede hoor God. Kan ek weer waar ek sondagoggend begin het by Psalm 65 vers 3 begin, onthou jy? Psalm 65 vers 3, God is die hoorder van gebed, tot hom moet alle vlees kom. Of soos die boodskap dit vertaal, U luister na elke gebed, alle mense moet na U toe kom met hulle oortredings. God is nie net die verhoorder nie, hy luister, hy gee aandag, hy is nie afwesig nie, hy hoor. Hy hoor waaragtig gebed, hy stel hom so bekend, ek is die hoorder van alle gebed. Nou watter gebede hoor God die beste? Dankgebede, lofgebede, dis wat. Jy bid kragvol as jy dankvol bid. Ek onthou ek het 'n paar maande gelede by Ekerk ook by 'n boodskap stil gestaan, leef dankvinderig. En as ek net weer dit mag saamvat, ek het agtergekom die woord wat ons in Afrikaans baie keer gebruik is foutvinderig. Maar toe dink ek daaroor en ek gaan kyk en ek kom agter daar's nie 'n ekwivalente woord dankvinderig nie. Toe maak ek hom vir myself. Wees dankvinderig. Foutvinderig, dit kry almal reg. Jy weet, dit kon 'n bietjie beter en dit kon 'n bietjie beter. Ek onthou ruk gelede toe ons in Europa was en daar op 'n trein ry, onthou ek dat daar so elke kort daar in Italië so aankondiging oor die klanksysteem was. If you would like to file a complaint, if you would like to. Dis al vir ons lekker om te kla. Party mense het al 'n leefstyl daarvan gemaak. Jy weet, ek wil nou nie krities wees nie, maar ja, natuurlik mag ek sê as iets verkeerd is. Maar weet jy wat? 'n Christen bid kragtig, vang God se oor as ek net dank sê. Die punt is nie hoe ek daar wegstap nie, die punt is wat bring ek na gebed toe. Wanneer ek geesvervuld is, dan is die aard van my gebed om God te dank. En jy moet vergewe dat ek dit vir die 20ste keer by Ekerk vertel, maar ek kan nie ophou nie. Want dis wat Paulus doen in Handelinge 16 vers 23. Hierdie teks het my lewe verander, en ek skuis as ek dit nog 'n keer vertel, maar my lewe was geruk. Ek onthou, was dit daar in 2019, toe het my vrou en ek en 2 van ons vriende, Willie en Lis Swart, het ons eie pelgrimstog gedoen daar na Filippi toe. En ek onthou, het was op die 19de Desember.
En ons het daar gestaan in die stad Filippi, want ek wou graag daar voor die tronk staan, waar Paulus in die tronk gegooi was, waar hy in stukke geslaan is. Handelinge 16 vers 23, Paulus is baie geslaan. En dit was so 'n grou dag. En ek het opgekyk na die hemel, want ek weet Paulus het daar in die tronk gelê. So vertel Lukas in Handelinge 16, en hy teen middernag het hy 'n loflied gesing, hy en sy medehelper Silwanus. En ek het gesê, hoe is dit moontlik? Hy het nie iets gevra nie, hy het iets na God toe gebring. Dis ware gebed. Wat bring ek na God toe? Kragvol is dankvol by God opdaag. En ek onthou, ek het so vir 'n oomblik opgekyk en gesê, Here, ek kan nie eers, ek weet Habakuk 3 vers 17 sê en tot by vers 19 sê, op hoë plekke laat U my veilig loop. Ek kry dit nie eers reg om op veilige plekke veilig te loop nie. My gebede het so bietjie lof en dan is dit alweer klaar en vra en doen dit en doen dat. Hoe kry ek kragvol, dankvol gebid? En in daai oomblik, en daarna het Handelinge 5, Efesiërs 5, 'n nuwe waarheid in my lewe geword. 'n Teks wat ek uit die hart ken. Nee, ek het dit uit die kop geken, maar daai dag in Filippi het dit vir my sin gemaak. Onthou jy? Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, dis dom. Dit verwoes julle lewe. Laat toe dat die Gees julle lewe volmaak met sy teenwoordigheid. Bou mekaar op. Dis die woorde wat ek nie met die Gees verbind het nie. Bou mekaar op deur psalms en lofliedere en geestelike musiek. Sing en loof die Here met julle hele hart. Sê altyd vir God dankie in alles. Hy is ons Vader. Doen dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Jy sien, Paulus het dankvol na die Here toe gekom. Sy lewe het geen rede gehad nie. Hy was in stukke geslaan. Hy het genoeg rede gehad om te kla en te murmureer. Ons sê dis swaar, ek hoor almal sê altyd, "Sjoe, dis nou die swaarste tye ooit en kyk net hoe gaan dit." Paulus sê dit elke dag kon sê. Hy het elke dag aangemeld vir lyfstraf, vir beledigings en hierdie een was rof. Hy het eers hier skuins voor middernag wakker geword en steeds het Paulus, want hy was vervul met die Gees. Hy het die belangrikste gebed van Lukas 11 geken. God is julle Vader, vra hom, hy sal julle met die Gees vervul. En weet jy wat doen die Gees? Hy vervul ons met lof. Nee, die Gees laat ons nie kla nie, ons kla van self, ons leer dit self aan. Maar ons wil nie leer wat die Gees ons wil leer nie. Die Gees wil my leer om dankvol te wees. En meeste Christene weier om hierdie les te leer. Hulle dink gebed is net iets wat jy na God toe bring. Ek vra vir die Here, vervul my met die Gees, en dan bring ek na elke gebed toe dank en lof. Die Nuwe Testament het geskuif van die Ou Testament af. Dis nogal iets wat mens moet optel. Natuurlik is die Ou Testament ewig geldig, dis God se woord, maar in die Nuwe Testament het gebed 'n nuwe tekstuur. En dis te dank aan die Heilige Gees en aan Jesus. In die Ou Testament is klagliedere volop. In die Ou Testament pak jy uit, jy gooi jou speelgoed uit die wiegie uit. Maar in die Nuwe Testament bring die Gees iets niets. Hy is ons nuwe leermeester. Hy is ook die een wat ons vervul in Lukas 11. Hy lei ons in die volle waarheid. Hy leer ons ook dit wat Jesus in Lukas 11 oor gebed geleer het, leer hy ons agterna doen. En waar die Gees werk, ontplof lof en dank. Die Gees skuif ons aandag na Jesus toe. Jesus wat in die hemel is. Jesus wat verheerlik moet word. Ons het Sondag mekaar gesê, gebed gaan oor God. Dis wat Jesus ons leer en die Gees skryf dit in ons harte in. En hoe meer ons Gees vervuld is, hoe meer is ons kragtige bidders wat God loof. Die kragtigste gebede is gebede wat God loof en God aanbid en God dankie sê. Ten spyte van. Wil jy sien waar die Gees werk? Dan hoor jy hoe mense lof en dank op hulle lippe het. Efesiërs 5 vers 19. Loof en dank God wanneer mense stikkend geslaan word en God loof. Nou die dag praat ek en Marieke oor 'n vriendin van ons wat in die buiteland bly, wat baie gesondheidsuitdagings het. En elke keer as ons met haar gepraat het oor die telefoon daar in Amerika, en elke keer as ons saam 'n bietjie gekuier het aanlyn, dan sê ons vir mekaar, wat 'n getuienis. Nooit enige klagtes nie, net altyd dank en lof aan die Here, en dan weet ek, so werk die Heilige Gees. Ek onthou, ek was 'n jong ouetjie,
nog voordat ek by 'n gemeente 'n predikant was, ek het nog verder geswat en daar in Benoni gehelp in die kerk. En ek onthou ek het op 'n dag 'n ouer dame besoek. Sy was al in die laat 80's en sy was naby, sy was op haar sterfbed tegnies. En ek onthou ek het haar gevra, wat kan ek vir haar bid? En ek onthou daardie heilige oomblikke toe sy haar hand op my hand sit en sê, weet jy wat? Jy hoef niks vir my te bid nie. Wat kan ek vir jou bid vandag? Wat het jy nodig? Wat is daar? Sy sê vir my, ek is tevrede, ek gaan na die Here toe. En dit het my so diep aangegryp. 'n gelowige wat tot vrede en tevrede gekom het. Dis ware gebed, dis 'n kragtige lewe, want hoe meer ek vol dank is wanneer ek bid, hoe meer stroom dit oor na die lewe. Ek hoef niks vir die Here te vra nie. Was dit nie Jesus wat in Matteus 6 gesê het, wanneer hy oor gebedsonderrig praat, dat God weet in elk geval wat ek nodig het. Ek kan maar net my lof en my dank na hom toe bring. Dis al wat Paulus gedoen het in Handelinge 16. Hy het sy lof na die Here toe gevat. En hy en Silas het gesing. Hy het nie gesê, Here, red ons, maak die tronk se deure oop, bewaar ons nie. Niks nie. God het van self opgedaag. Kan jy onthou, daar was 'n aardbewing. Die kettinge het afgeval, die tronk se deure het oopgeswaai. Die tronkbewaarder in Handelinge 16 wou selfdood pleeg. Paulus het hom gekeer en daai man was bang, want in Romeinse tradisie het hy het geweet, hy was die wrede ou wat waarskynlik help slaan het aan Paulus, en gewoonlik het die gevangenes eers so ou doodgemaak as daar 'n geleentheid was. Paulus het gesê, moet jy jouself nie doodmaak nie. En toe vra hy, wat moet ek doen om gered te word? En Paulus bring die evangelie aan hom, en hy bring die evangelie aan sy huis, en hy stap terug tronk toe. Wat 'n kragtige getuienis. Jy sê, jy bid vir krag om 'n getuie te wees, want dis wat Jesus sê, die Gees bring. Jy gaan na God toe. Jy bring lof aan God. Jy dank God, en jy los die res vir God. Terwyl jy hom loof en prys, sal hy die deure oopmaak. Sal hy mense oor jou pad stuur. Sal hy 'n pad bou waar daar nie 'n pad is nie. Gebed. Kragtige gebede, so sê Benny Mostert, jy weet nie wat dit is nie. Dis om net vir die Here te vra, laat U wil geskied. Kragtige gebede is wanneer jy soos Jelly Roll aanklop by die hemel en sê, God, I need a favor. Daai gebede verhoor God altyd. En daarna weet jy, God is die hoorder van gebed. Dan leef jy in dank. Alles wat jy doen, dank jy God, soos wat ons gelees het by Paulus in Efesiërs 5. Dan doen jy Kolossense 3, wat jy ook al sê in woord of in daad, 1 Korintiërs 10, jy doen dit vir die Here. Jy sê dankie vir die Here. Jy verander jou gebede in dankgebede. Jy sê by elke ete dankie vir die kos. Jy vra nie vir God om jou dankbaar te maak nie. Jy is dankbaar. By elke gebed begin jy om dankie te sê vir 'n nuwe dag. Jy sê elke dag vir die Here dankie vir sy goedheid in jou lewe. En as jy aan ander mense dink, sê jy heel eerste vir God dankie vir wat hulle gedoen het. Hoor net hoe doen Paulus dit in Filippense 1 vers 3 tot 5. Hy sê, as hy vir die Filippense skryf, ek sê vir my God dankie elke keer as ek aan julle dink. Ek doen dit in elke gebed wat ek vir julle almal bid. Ek bid met groot vreugde omdat ek weet julle is hart en siel deel van die evangelie. Jy doen Filippense 4, jy maak jou gebede met jou behoeftes met smeking en dank aan God bekend. So bid jy kragvol, so bid jy geesvol. Jy verander jou lewe, jou gebede in dankgebede. Mag die Here ons hiermee help. Amen. O Here, ek het 'n guns nodig. Kan ek saam met Jelly Roll sê, I need a favor. En Here, kan ek sê, ek weet nie wat se kragtige gebed nie, maar ek weet, Here, as ek U loof en U dankie sê, dan hoor U. Dankie, Here. Dankie vir Jesus, dankie vir die Gees, dankie vir my lewe, dankie vir hier waar ek is. Dankie dat U sal doen wat U wil doen deur my lewe. Ek dank en ek prys U. Ek dank U vir elke gelowige. Ek dank U vir E-kerk. Ek dank U vir elkeen wat onder die geklank van die woord staan. Laat U naam alleen verheerlik word in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. Mag jy die boodskap elke dag saam met jou dra en weet dat die Here naby is en jou liefhet. Tot volgende keer.
Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.